Vriende, kom ons sit net so, dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Vader, baie, baie dankie dat ons die voorreg het om vanmôre te kan bid. U sê vir ons bid sonder ophou. U sê vir ons moet by elke geleentheid in die Gees bid en juist daartoe volhard met dankseggings. Dierbare Here, ons dank U dat ons weet dat ons Here Jesus vir ons die ewige hoëpriester is, wat vir ons intree by die Vader, en dankie dat die Heilige Gees ons leer wat om te bid. Ons het nie altyd die regte woorde nie, en Here, dit is so kosbaar om te weet dat U nie luister noodwendig na die woorde wat ons uiter nie, maar na die gesindheid van ons hart. En vra ons Here dat ons hart en ons mond in harmonie met mekaar sal wees. En as ons bid, dat ons eer sal bring aan die God wat hemel en aarde geskaap het, die een wat ons so lief gehad het, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dankie dat ons vanmôre kan saam wees, Here, dat ons bevoorreg is om uit hierdie wêreld uitgekies te wees, om hier te wees, om die woord te hoor, om die samesyn te geniet, om, Here, net te hoor wat God in Christus vir ons kom doen het. En ag, baie dankie Vader, dat ek weet dat wanneer ek hierdie boodskap gaan oordra, dit nie woorde van 'n menslike oorreding of wysheid is wat harte gaan oortuig nie, maar dat dit juis God is wat die dwaasheid van die prediking gebruik om die wat glo te red. Dit is so wonderlik toe ek deur hierdie boodskap gewerk het hierdie afgelope paar dae, Here, dat U so eenvoudige en tog gekompliseerde saak vir ons in die woord opgeteken het, dat baie wyse en verstandige mense volgens die wêreldse beoordeling dit miskyk, terwyl U die eenvoudiges uitsoek en hulle harte open vir U waarheid, sodat hulle soos Thomas van ouds kan sê, my Here en my God. Here, ons vertrou dat U vanmôre ook genade sal skenk wanneer ons U dood herdenk, dat ons dit sal doen met die nodige ontzag en eerbied, dat ons nie ons hand sal uitsteek na die brood of na die druiwesap as ons nie seker is dat ons behoort aan U en dat U ons vrygekoop het nie. Here, ons wat aan U behoort, ons weet ons is nie sondeloos nie, maar Vader, in Christus is ons regverdig verklaar en dit gee ons vrymoedigheid om dan ook U dood te herdenk, en daarvoor sê ons vir U baie, baie dankie. En U sê so dikwels, as ons hierdie brood en hierdie beker gebruik, moet ons dink aan U dood. En dis wat ons vanmôre wil doen, Here, gebore om te sterwe, sodat ons kan lewe. Ons loof en ons prys U naam. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. En dit word kragtig vermenigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Vriende, ook altyd aangenaam om te luister hoe U sing en die Here verheerlik, en het jou gedink hoe gaan dit eendag in die heerlikheid klink. Ek dink ons sal juis verheerlikte liggame moet hê om hierdie groot lofsang en aanbidding van God te kan absorbeer. Nou, ons gaan saam lees uit Lukas die 1ste hoofstuk. Nou, hierdie is 'n boodskap wat nou al vir baie jare in my hart leef om te preek. Ek lees deur hierdie lofgesang van Maria, en dat dink ek by myself, wat 'n kosbare gedeelte, maar ek het nog nooit die moed gehad om voor te berei en dan 'n boodskap te preek daaroor nie. Nou, vanmôre is die geleentheid waar ons so 'n bietjie gaan kyk na die lofsang van Maria. Nou, ons gaan bietjie kyk in die eerste plek na ontmoeting met Elisabeth, en dan hoe dit ook deurgaan na die lofgesang en die groot geestelike waarhede wat ons kan leer uit hierdie lofgesang. Nou, jy moet onthou, Maria was 'n baie jong meisie gewees. Die Bybel sê vir ons dat sy was nie op 'n universiteit waar sy teologiese opleiding gekry het nie. En terwyl ek deur hierdie boodskap gewerk het, het ek besef dat deur die werking van die Gees het sy meer verstaan van die hart van die teologie, van God wat vir ons 'n Messias beloof het, as wat baie teoloë vandag op universiteit verstaan. Luister, ons het nie noodwendig 'n geleerdheid nodig nie. Geleerdheid is goed, maar ons het nie noodwendig 'n geleerdheid nodig om die eenvoudige vertelling van die Bybel te verstaan en te glo nie. R.C. Sproul het gesê, jy het nie nodig om jou verstand eenkant te sit om God se woord te glo nie, jy moet jou hoogmoed eenkant sit. Want jy sien, die meeste van ons wil na God gaan as sy gelyke, en vir hom sê, verduidelik U self aan ons, in plaas van dat ons kom soos 'n diensknegt na sy Heer, en vir hom vra, open ons hart,
dat ons kan sien die wonders uit sy wet. En as u nog nie die Christus van Kersfees ontmoet het nie, dan mis u soveel in die lewe. Dan mis u die lewe. Luister, sonde bring die dood. Christus bring lewe en lewe in oorvloed. En kom ons kom by Maria se lofgesang uit, en ek lees vir u daar uit Lukas, die eerste hoofstuk, die 39ste tot die 56ste vers. En as u miskien daar in die agterkop die gedagte het, man, die mense wat die Bybel geskryf het, was klomp dom mense. Lukas was 'n dokter gewees, 'n geleerde man, en hy skryf aangaande die groot waarhede van God. Luister, mense wat vandag die Christus van die Bybel verwerp, dis hulle wat die Bybel noem dwaase, mense sonder verstand. As jy vanmôre Christus verwerp, kan jy die grootste geleerdheid op aarde hê. Jy kan die rykste man in die wêreld wees. Dan is jy in oë van God soos iemand sonder verstand. Op pad na vernietiging, op pad na God se oordeel. Hoor wat skryf Dr. Lukas onder leiding van die Heilige Gees in Lukas die eerste hoofstuk. Die 39ste vers sê, en daardie dae het Maria opgestaan en haastig na die bergstreek gegaan, na 'n stad van Juda. En sy het in die huis van Sagaria gekom en Elisabeth gegroet. En toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindjie in haar skoot opgespring, en Elisabeth is vervul met die Heilige Gees, en het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, geseënd is jy onder die vroue, en geseënd is die vrug van jou skoot, en wat het my oorgekom, dat die moeder van my Here na my toe kom? Want kyk, toe die geluid van jou groet in my ore klink, het die kindjie in my skoot van vreugde opgespring, en salig is sy wat geglo het, want die dinge wat deur die Here aan haar gesê is, sal vervul word. En Maria het gesê, my siel maak die Here groot, en my gees is verheug in God, my saligmaker, omdat hy die nederige toestand van sy diensmaagd aangesien het. Want kyk, van nou af sal al die geslagte my salig noem. Want hy wat magtig is, het groot dinge aan my gedoen, en heilig is sy naam. En sy barmhartigheid is van geslag tot geslag vir die wat hom vrees. Hy het deur sy arm kragtige dade gedoen. Hoogmoedig is in die gedagtes van hulle hart het hy verstrooi. Maghebbers het hy van trone afgeruk en nederiges verhoog. Hongeriges het hy met goeie dinge vervul en rykes met leë hande weggestuur. Hy het sy knegt Israel bygestaan, sodat hy aan sy barmhartigheid sou dink, soos hy tot ons vaders gespreek het, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. En Maria het by haar omtrent 3 maande gebly, en sy het teruggegaan na haar huis toe. Nou vriende, hierdie Lukas 1 is 'n baie besondere gedeelte, en as u die tyd kry vanmiddag, lees dit so 'n bietjie deur, en sien wat die Here ook uit hierdie baie besondere hoofstuk dan vir u wil kom leer. Die teks en oordeenking vanmôre kom uit Lukas 1 vers 46 en 47, en daar staan, en Maria het gesê, my siel maak die Here groot, en my gees is verheug in God, my saligmaker. Die tema van vanmôre se boodskap is Maria se lofgesang. Maria se lofgesang, en ek vertrou dat as u hier vandaan vertrek, dat u ook 'n opgewondenheid in die hart sal hê oor dit wat u gehoor het uit God se woord, en dat u hierdie gedeelte in die toekoms met 'n hele nuwe insig sal lees en verstaan, en dan ook daaroor opgewonde sal wees, soos die Here my hart opgewonde gemaak het daaroor. Nou vriende, as ons vanmôre 'n bietjie by hierdie Kersgeleentheid met u gaan praat oor Maria se lofgesang, vriende, dan praat ons met u oor 'n baie besondere gedeelte in die woord van die Here. Nou hierdie lofgesang kan ons ook noem 'n gebed van aanbidding, of 'n doxologie waar Maria in spontane aanbidding uitbars en eer bring en lof bring aan die God van die Bybel. Nou ons vind dit gereeld in die Bybel, en ons gaan sien waarom Maria se lofgesang so besonder is. Onthou u, toe die Here sy volk Israel uitgelei het uit Egipte land, hulle was slawe in Egipte land vir so 400 plus jaar, en die Here lei hulle met 'n magtige hand uit, die Rooi See gaan oop, God se volk trek deur, die Egiptenaars verdrink, en Moses en Miriam sing hierdie woorde, en hierdie kosbare lofgesang kom na vore in Eksodus 15 vers 11, en hulle sê, o Here, wie is soos u onder die gode?
Here, wees soos U, verheerlik in heiligheid, gedig in roemryke dade, een wat wonders doen. Ek wil vanmôre vir jou vra, wat hier sit, wat saam met my Kersfees 2022 vier. Wanneer laas het jy en ek in spontaniteit, soos Miriam en Moses uitgeroep, Here, wie is soos U? Ons word so vasgevang in ons omstandighede, dat ons baie keer vergeet, dat daar een is wat bo ons omstandighede sit. Dis die God van hemel en aarde. Wanneer laast ons lof en eer en dank aan hom gebring? Here, daar is geen God wat gelyk is aan U, of gelyk gestel kan word aan U nie. Here, wees soos U, verheerlik in heiligheid, in roemryke dade, een wat wonders doen. Weet jy waarom wil mense die Here nie dien nie? Want die deursnee prediker wil God uitbeeld as een wat soos ons is. Hy moet voldoen aan ons nikke en grille. Ons manipuleer en dikteer hom. Hy is die God volgens baie kerke wat vir ons die mag gegee het oor hom, om oor hom besluite te maak. Watter patetiese beeld van die God van die Bybel. Moses en Miriam besef, hulle het niks gedoen om die Rooi See te kloof nie. Hulle het niks gedoen om hierdie Egiptenaars te laat verdrink nie. Dit was alles die goeie werk van 'n heilige God. En hulle sê, Here, wie is soos U? Ek wil vanmôre jou opgewonde maak oor die God van die Bybel. Onthou u vir Hanna, die een wat kinderloos was? Sy doen hierdie gebed en daardie man Eli sê vir haar, sy's dronk. Hy as priester wat ontrou is aan God, beskuldig hierdie vrou van dronkenskap. Sy sê, my Heer, ek is nie dronk nie, maar ek is 'n vrou wat diep bitter is, hartseer en berou in my binneste, en ek het nie 'n kind nie. Die Here gee haar bede, en sy het vir Samuel gebaar, in 1 Samuel 2 vers 1 sê, toe het Hanna gebid en gesê, my hart jubel in die Here, my horing is hoog in die Here, my mond is wyd oop oor my vyande, want ek verheug my in U verlossing. Niemand is heilig soos die Here nie, daar is niemand buiten U, en daar is geen rots soos ons God nie. En ek wil u 'n bietjie huiswerk gee, gaan doen 'n studie van al hierdie gebede en lofgesang in die Bybel, en dit sal u hart opgewonde maak om die Here meer te aanbid vir wie hy is, vir hoe heilig hy is en hoe groot hy is, en ook hoe kosbaar sy verlossing is. Nou Maria se gebed, vriende, is vir my besonders, juis omdat dit vir ons so baie kosbare waarhede kom leer. Ek het vir u reeds gesê, en ek gaan dit net met dubbellyne onderstreep, Maria het meer teologiese verstaan in haar gebed deurgegee, as wat die deursnee teoloog of professor op universiteit dit vandag doen. As jy na die deursnee Kersboodskap vandag gaan luister, sal jy alles en nog meer hoor, behalwe dat hierdie God, wat mens kom word het, die een is wat heilig is en wat redder is en wat alleen staan. Daar is geen een wat met hom vergelyk kan word nie. Hy deel sy eer met niemand nie. Maria verstaan dit, en kom ons kyk vinnig deur hierdie gedeelte. Nou ek moenie eintlik die woord vinnig gebruik nie, maar kom ons kyk deur hierdie gedeelte en ons sien wat die Here vir ons wil kom leer. Nou die eerste ding wat ek raak gesien het, is die ontmoeting en reaksie. Onthou u wat gebeur het? Maria het haastig na Elisabeth gegaan, en ons lees daar in vers 39, en in daardie dag het Maria opgestaan en haastig na die bergreeks gegaan, na 'n stad van Juda, en sy het in die huis van Sagaria gekom en Elisabeth gegroet. Die Bybel sê, en toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindjie in haar skoot opgespring, en Elisabeth is vervul met die Heilige Gees, en met 'n groot stem uitgeroep en gesê, geseënd is jy onder die vroue, en geseënd is die vrug van jou skoot. En wat het my oorgekom, dat die moeder van my Here na my toe kom? Nou vriende, wat vir my besonder was van hierdie gedeelte is, dat Elisabeth, soos Sarah hier in die Ou Testament, het op 'n baie hoë ouderdom swanger geword. God was vir Sagaria genadig, Elisabeth is swanger, en sy sou die kind baar met die naam van Johannes die Doper, wat as voorloper van Jesus sou dien. Die engel kondig hierdie boodskap aan, en die vraag wat ek vir myself gevra het is, waarom het Maria haastig vertrek na Elisabeth? Die Bybel gee vir ons die antwoord net 'n paar verse vorentoe. Die Bybel sê dat toe die engel aan Maria verskyn, en vir haar sê sy sal 'n kind baar, sy sal vanuit die Heilige Gees swanger bevind word. Die Bybel sê vir ons, het Maria gesê, hoe kan dit wees, aangesien ek geen man het nie?
En die engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, seun van God genoem word. Luister, die Here wat uit niks geskaap het nie, is die God wat hierdie maagd dan ook op 'n bonatuurlike manier deur die Heilige Gees wat haar oorskadu het, dat sy hierdie vrug in haar moederskoot gehad het. Die Bybel sê vir ons, en kyk, Elisabeth, baie belangrik, jou bloedverwant, het self ook 'n seun ontvang in haar ouderdom. Sy was buite die ouderdom om swanger te word. God doen hierdie wonderwerk, dat hierdie kind wat die voorloper van Jesus sou wees, Johannes die Doper, dan ook gebore sou word. En die Bybel sê, in hierdie maand is die 6de vir haar, wat onvrugbaar genoem is. En dan die belangrike vers in vers 37, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. En Maria sê, hier is die diensmaagd van die Here, laat dit my gaan volgens u woord, en die engel het van haar weggegaan. Vriende, ons moet die bonatuurlike ingrype van God in hierdie hele vertelling nie mis nie. Ons moet nie hierdie bonatuurlike ingrype laat verbygaan en dink dis net nog 'n storie wat vertel word van eendag lank gelede het A, B en C gebeur nie. Ons is nie besig met 'n storie van Rooikappietjie en die wolf of een of ander storie van Sneeuwwitjie nie. Ons is besig met 'n ware goddelike ingrype waar die Here die mens in sy sonde gesien het en 'n oplosser gestuur het in die persoon van Jesus Christus. Baie mense kom en hulle wil die bonatuurlike kom wegneem en sê, maar luister, hoe kan dit wees? Ek gaan vir u nou deur hierdie gedeelte vat en dan gaan u sien wat Maria en wat Elisabeth se reaksie is en wat my en jou reaksie moet wees op die vertelling van hierdie gebeure. Nou vriende, daar is iets wat my opgeval het in hierdie heengaan van Maria na Elisabeth en die ontmoeting wat plaasgevind het. U sien, in hulle kultuur was dit die gebruik gewees en ons sien ook hier dat Maria die jongere vir Elisabeth die ouere gegroet het. Nou Elisabeth was van die geslag van Levi, die Levitiese geslag. En die Bybel sê vir ons dat Maria haar gegroet het. En hierdie groet was spontaan gewees, want dit was deel van hulle kultuur en hulle gebruik. Die jongste het die oudste gegroet. Dit was respekvol dat die jongeres die oueres op hierdie manier sou respekteer. En ag, nou wil ek 'n voetnota by hierdie boodskap sit, wat eintlik niks met Kersfees te doen het nie. Maar dit bietjie te doen met kinderopvoeding. En dis kinders wat nie meer ouer mense respekteer nie. Kinders wat van ouers praat van jy en jou. Kinders wat ouer mense half behandel asof hulle diensknegte is. Ek wil vandag hier by hierdie Kersboodskap sê, uit Maria se lewe leer ons dat sy as jong meisie respek gehad het teenoor die ouer vrou met die naam van Elisabeth. Sy het haar gegroet met spontaniteit en met 'n gesindheid van nederigheid. Waarom? Want sy was die jongere en Elisabeth die ouere. Die Bybel sê vir ons in Levitikus 19 vers 32, vir die gryshare moet jy opstaan en die persoon van 'n grysaard eer en jy moet jou God vrees, ek is die Here. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy 'n jong kind is en jy respekteer nie ouer mens nie, dan sal God sy oordeel oor jou bring. En ek dreig jou nie van die kansel nie. Mense sê vir my, jy dreig ons met die Bybel. Ek dreig jou nie, God sê vir jou. Respekteer die ouer mense. Staan op as hulle inkom. Maak plek dat hulle sit. Praat met hulle met respek, oom en tannie. Of hulle daarvan hou of nie. Jy doen wat God vir jou sê. En dis wat die Bybel vir my leer. Ons maak 'n geslag groot, wat boos en roekeloos is. En hulle sterf soos vliee. Waarom? Omdat hulle God se standaard nie nakom nie. Dis 'n voetnota. Dis iets ekstra wat ek u gee. Ons kom nou weer by die boodskap uit. Wat gebeur verder? Nou kom daar 'n draai in hierdie gesprek. Die jongere groet die ouere, soos dit die gebruik was in die kultuur, soos dit vandag ook behoort te wees, soos God die opdrag in die woord gee. Maar nou gebeur daar iets kosbaars om vir ons die uniekheid van hierdie gebeure uit te beeld. Die ouere Elisabeth begin nou praat en sy raak kosbare dinge kwyt. En toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindjie in haar skoot opgespring. En Elisabeth is vervul met die Heilige Gees. Nou, ons weet nou, Liselle is swanger met Hebron.
Dis nou Jeroen se broer, maar in elk geval. En sy sê gereeld vir ons, daar skop hy. En ek sien sy hou vas en almal wil sien hoe skop Jeroen. Die gedagte is nie hier dieselfde nie, dis nie net dat die kind geskop het soos 'n kind wat in die moederskoot is nie. Hier was 'n baie besondere, unieke ingrype, want die voorloper, Johannes die Doper, was in die skoot van Elisabeth. Jesus die Messias was in die skoot van Maria, en toe die ontmoeting plaasvind, sê die Bybel, het die kindjie in haar skoot opgespring, het Johannes die Doper 'n reaksie getoon, en die Bybel sê vir ons, Elisabeth is met die Heilige Gees vervul, en het met 'n groot stem uitgeroep. Nou vriende, die kindjie spring op in Elisabeth se moeder skoot. Sy was swanger met Johannes die Doper as voorloper van Jesus, en nou nog 'n voetnota. Net so 'n voetnotaatjie. Dis alles extras hierdie, wat ek vir u gratis en verniet gee. Uit hierdie gedeelte is dit baie duidelik, dat lewe begin by bevrugting. As jy 'n kind doodmaak, in die moederskoot is jy 'n moordenaar. As jy 'n dokter vanmôre is, en jy doen aborsies, is jy 'n moordenaar, wat voor God rekenskap sal gee. As jy hom buite die skoot vermoor, is dit moord. As jy hom binne die skoot vermoor, is almal tevrede daarmee. Wanneer gaan kerke opstaan en vir dokters in hierdie land sê, en vir die regering sê, hulle is moordenaars wat voor God rekenskap sal gee. Elke ongebore baba wat gemaal word, soos mal vleis, om hom uit die moederskoot te trek, sal voor God rekenskap gee. Hoor wat ek vir u sê. Dis die boodskap van Kersfees. Dat God vir ons kinders gee, dat ons hierdie kinders kan opvoed in die vrese en vermaninge van die Here. Hierdie kind spring op, want daar is lewe wat God gee in die moederskoot. Daar die kindjie het handjies, en voetjies, en oë, en ore. En hulle word vermoor by die duisende in hierdie land. Maar God genade gee dat die moordenaars aan die kaak gestel sal word, en hulle bekeer tot die lewende God. Hierdie vrou gaan verder, Elisabeth. En die Bybel sê sy word vervul met die Heilige Gees. Sê gou vir my Johannes die Doper, wanneer sou hy vervul word met die Heilige Gees? Van geboorte af. Kopkrapper vir jou en my, né? Sterkte daarmee. Elisabeth word vervul met die Heilige Gees. Johannes die Doper sou van die moederskoot af met die Heilige Gees vervul word. Hy is die voorloper van die Here Jesus. Die Bybel sê, nou spreek die oudste die jongste aan, en hoor dat sy kosbare waarhede, kom Elisabeth en gee deur aan Maria. Eerste plek, Elisabeth sê vir haar, jy groet my as die jongere, en ek is die ouere, en dis hoe dit hoort, maar ek wil vir jou sê, toe sy vervul word met die Heilige Gees, jy is geseënd onder die vroue. Daar was een Maria gewees. Sy was 'n maagd gewees, sy swanger bevind uit die Heilige Gees, dit sal nooit weer gebeur nie. Partykeer sê jong meisies, ek is swanger, ek weet nie hoe dit gebeur het nie. Nee, jy weet hoe dit gebeur. Daar was net een maagd, sy swanger bevind uit die Heilige Gees, en die Bybel sê, sy het geen man by haar gehad, tot die dag van geboorte, dat sy geboorte aan Jesus geskenk het nie. Sy is geseënd onder die vroue. Tweede plek, geseënd is die vrug van jou skoot. Die kind, wat in jou moeder skoot is die geseënde van God. Hy is besonder, hy is uniek, hy is die Godmens. Sy praat van die moeder van my Here. Here, die gedagte dat hierdie wat gebore sal word, is my Here. Verder, salig is sy wat geglo het. Ons gaan later bietjie stil staan by die gedagte van geloof in die waarheid van God se woord, soos aan ons geopenbaar. Sy sê verder vir haar, die dinge wat deur die Here aan haar gesê is, sal vervul word. Waarom het Elisabeth al hierdie dinge kwyt geraak? Onthou, sy is die stam van Levi, hulle die Ou Testament geken, hulle die profeseë geglo, hulle dit verwag, en toe hierdie vrou Maria by Elisabeth aankom en die kind spring op in haar skoot, toe weet sy, hier is die vervulling van die profeseë. Ek wil vir jou vra, glo jy nog dat God sy profeseë in vervulling sal bring? Hy het dit in vervulling gebring met die voorspelling van Christus. Hy gaan dit in vervulling bring met die eindtye en dan ook die oordeel wat sal plaasvind en die einde van hierdie wêreld soos ons dit tans ken. Jy mag miskien dink vanmôre, hoe kan dit wees? Ek wil vanmôre vir iets sê wat my so getref het hierdie week. Die ongelooflikheid
van hierdie geboorte maak dit juis so geloofwaardig. Volg saam met my. As die reddingsverhaal van 'n mens afgehang het, sou dit soveel detail bevat het om dit geloofwaardig te laat probeer klink, dat dit net nog 'n storie sou wees. God van ewigheid af openbaar homself op so wonderbare wyse, dat net sy gees dit aan ons kan openbaar en verklaar. Daarom is daar nie een mens vandag gered wat kan sê, ek het dit gesnap, ek het dit verstaan, o ja, dis maklik vir my om te verstaan nie. As jy vanmôre gered is, as jy vanmôre hierdie waarheid omhels, dan kan jy net een ding uitroep. Dit was sy genade en sy genade alleen. Dis waaroor dit gaan, vriende, sodat God in alles verheerlik sal word. Martin Luther, hierdie groot hervormer nou, ek wou Calvin genoem het, Luther Calvin. Toe sê my vrou, nee, ek moet ook hier sê in die saak. Dis 50-50. Dis hoekom my Zoan Calvin is. Maar die gedagte Martin Luther is 'n groot held van my, en hy sê, the mystery of the humanity of Christ, that he sunk himself into our human flesh, is beyond all human understanding. As jy vanmôre inluister, of jy sit vanmôre hier, en jy sê, it's too good to be true, dan wil ek vir jou sê, dat jou hoogmoedige hart, homself verneder, en gaan neem tyd aan die voete van die kruis, met 'n Bybelboek voor jou oop, en vra, Here, openbaar deur u woord, die wonderbaar verhaal van die Messias wat mens kom word het. En ek wil vanmôre vir jou waarborg, jou lewe sal ooit weer dieselfde wees. Dis wat hierdie God kom doen aan ons lewe. En nou kom ons by Maria uit. Daar is nog hele lang tyd oor. Ek is dankbaar daaroor, Maria se lofgesang. So, die ontmoeting vind plaas, die jongere bewys aan die ouere eerbied en respek, die ouere een, Elisabeth, word vervul met die Heilige Gees, sy raak kosbare waarhede kwyt, en nou begin Maria praat. Die jongere begin nou 'n lofgesang sing. Sy begin in spontane aanbidding die God van die Bybel loof en prys. En sy begin met die gedagte van genade. Luister, as jy genade ontvang, is nie iets waaroor jy besluit nie. Die een wat genade aan jou bewys, besluit daaroor. Dink die kerke moet net hulle koppe bietjie reg kry. Want ons is te veel op die troon en God is ons dienskneg. Maar kom ons kyk wat sê Maria in haar lofgesang. Sy sê in Lukas 1 vers 46. En Maria het gesê, my siel maak die Here groot. En my gees is verheug in my God, my saligmaker. Omdat hy die nederige toestand van sy diensmag aangesien het. Want kyk, van nou af sal al die geslagte my salig noem. Vriende, wat vir my kosbaar was, is dat hierdie vrou Maria 'n sondaar was, soos ek en jy. Glo jy dit? Maria het nie hulle op haar kop gehad, sy het nie 6 dae bo die grond gesweef nie. As jy nou op Great North ry, ek weet nie waar Great North sit nie, maar hy sit iewers hier. Mense sê ek is heeltemal die mekaar moet rigting en hulle is reg. My vrou het altyd met die kaart gesit en vir my gesê, waantoe ek moet ry. Ek het net bestuur. Maar as een Great North ry, sal jy verby 'n Rooms-Katolieke kerk ry. En jy sal 'n beeld van Maria sien staan met klomp kindertjies wat voor haar buig in aanbidding. Dis die boosheid van die kerk van ons tyd. Maria is nie 'n medeverlosser saam met Christus nie. Sy is 'n begenadigde. God kies haar uit dat sy hierdie kosbare Jesuskind in die wêreld sal bring, God wat mens kom word het. Sy is nie 'n medeverlosser nie. Sy sê juis, my gees verheug in God, my saligmaker. Selfs Maria het geweet, die een wat ek in die lewe sou bring, is die een wat sou red, wat sou vrymaak. Hy sou lewe, hy sou sterwe, sodat hy redder sal wees, soos die profete dit voorspel het. Hierdie lofsang van Maria is kosbaar, vriende, juis omdat sy besef het, sy's 'n begenadigde van hierdie heilige God. Hoor wat sê Galasiërs 4 vers 4. Maar toe die volheid van die tyd gekom het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet is, of was, los te koop,
sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. Kom ons doen gou 'n kort eksegese van hierdie gedeelte. Die deursnee kritiese denker sê, as God alwys was, dan sou hy geweet het in die jaar 2022, sou die media baie meer mense kon bereik het, en sou hy sy seun nou gestuur het, sodat alles op internet kon kom, en op Twitter en Instagram en WhatsApp en Facebook en alles, as hy maar net geweet het. U sien die dwaasheid van die mens borrel uit sy mond wanneer hy die God van die Bybel nie ken nie. Die Bybel sê toe die volheid van die tyd gekom het, toe God besluit het, nie ons nie. Toe hy besluit het dat Christus kom, hoe het hy Christus gestuur? Hy het Christus gestuur, gebore uit 'n vrou. Dis hoe hy dit bepaal het. Hy het Christus gestuur juist toe hierdie volk Israel onder die wet gebuk gegaan het en hulle eintlik geen hoop gehad het om eendag in die heerlikheid te kom nie, want dit was onmoontlik om die wet te onderhou. Toe kom God en hy stuur Jesus Christus, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die heerskappy van die wet leef, vry te koop. Nie dat hulle wetteloos verder moet voortleef nie, maar juis as begenadigdes, want ons word aangeneem as kinders. Maria ontvang genade, waarom? Want die Bybel sê vir ons, hierdie God van die Bybel was haar begenadig. Verder, as eenvoudige is sy die een wat God gekies het om die Messias te baar. Sy sê, omdat hy my nederige toestand, vers 48, omdat hy die nederige toestand van sy diensmaag aangesien het, want kyk, van nou af sal al die geslagte my salig noem, want hy wat magtig is, het groot dinge aan my gedoen, en heilig is sy naam. Luister gou, die Here kon 'n prinses gekies het, wat in 'n paleis gebly het, wat laat die dag klere aangetrek het, aan haar naels was gepoleer en gedoen, en haar hare was reg, en daar was slawe en slavinne wat haar gedien het. Hy kon dit gedoen het. Maar die God van die heerlikheid, die koning van die konings, kom na die nederige van hart. Hierdie vrou wat haar verheug het in hierdie belofte wat in vervulling gegaan het. En hy sê, ek kies jou om die een te wees. En wat sê Maria? Doen met my as u diensmaag soos u goeddink. Maria was iemand wat die Here geken en lief gehad het, vriende. Sy gebruik woorde soos hy is magtig, heilig is sy naam, hy is barmhartig en salig is die wat hom vrees. Maria het 'n begrip gehad van God. Waarom? Want sy het die Ou Testament gestudeer. Sy was iemand wat die woord geken het. Sy is iemand wat die God van die Bybel geken het. Hy kon 'n prinses gekies het, maar hy kies hierdie vrou. Ag, u moet saam met my volg, as u dit mis, dan mis u die preek. En u wil tog nie die preek mis nie. U kan miskien die piesangbrood mis wat Ethel gebak het, maar u kan nie die preek mis nie. Want hoor wat gebeur nou hier? Dit was vir my so wonderlik toe ek dit sien. Die Here kom in 1 Korintiërs 1:20 en Paulus kom en hy praat met hierdie gemeente wat eintlik so vleeslik was en hy sê vir hulle, waar bly die wyse? Vraagteken. Ons sal sê daar by die pikke of daar by Stellenbosch Universiteit of dis daai ingenieur of daai dokter of daai wat ook al. Paulus vra, waar bly die wyse? Antwoord. Waar bly die skrifgeleerde? Waar die rede twister van hierdie eeu, met ander woorde die ouens wat goed kan kommunikeer en kan stry en argumenteer, waar bly hulle? Kom Paulus met die antwoord, hy sê, het God nie. As jy die woorde hoor, het God nie, dan moet jy regop sit en met jou ore spits en jy moet luister. Wat nou praat, dis nie nou 'n professor wat praat of 'n dokter wat praat of 'n mens wat praat nie, het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak. Want aangesien in die wysheid van God die wêreld, deur die wysheid God nie geken het nie, dit God behaag, om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Die meeste kerke sê vandag weg moet prediking, mense kan nie meer 'n uur konsentreer nie, hoor u dit? Hulle sê hulle kan so 10 minute konsentreer, nou nie een van julle is ADHD nie, moenie die sielkundiges vir julle lieg nie. Ons almal verloor ons konsentrasie van tyd tot tyd. Dis hoekom ek rond beweeg, dat julle kan sien of ek nie afval nie. Nou sit julle en julle luister, nê? Net so tong in die kies. Die gedagte is net. Die wêreld sê weg moet prediking. Hoekom? Want God het prediking gekies.
Die wêreld kom in die kerk en hulle sê, gee vir ons drama, gee vir ons toneelopvoerings, gee vir ons sangdienste, gee vir ons musiek, gee vir ons rook wat uit die verhoog opkom, gee vir ons al hierdie goed wat ons wil hê. Jy kan dit enige tyd kry, haal net die naam kerk af en sê byeenkomsplek van vleeslike mense. Want dit het God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Ek gaan aan. Die Jode vra teken en die Grieke soek wysheid. Die deursnee kerk vandag sê, kom besoek ons vanaand, wondertekens gaan plaasvind, goudstof val uit die lug, bene word langer, arms word langer, oë kan sien, dowes kan hoor. Hulle lieg, jammer vir die plat Afrikaanse woord. Maar dit gebeur vandag nog. Jode vra teken, die Grieke soek wysheid. Vers 23, ons verkondig Christus, wat gekruisig is. Hoor nou, hy's 'n struikelblok vir die Jode, en dwaasheid vir die Grieke. Hoekom? In daardie milieu, was iemand wat sou sterf aan die kruis, terwyl hy alle mag in die hemel op aarde gehad het, was dwaasheid. Hoekom het hy nie sy krag openbaar nie? Hoekom het hy almal nie met vuur verdelg nie? Hoekom het hy nie wondertekens in die hemel gedoen nie? Hoekom het hy sy engele nie uit die hemel laat kom om hom te verlos nie? Die Bybel sê vir ons dat hierdie groep mense gesê, die Grieke en die Jode almal, dis dwaasheid. Ons wil nie so iets glo nie. Nou staan sterk. As God dit sê, dan glo ons dit. Want hy sê, hy het dit juis nie so, verskoon die Engels, spectacular gemaak, dat ons daardeur hoendervleis moet kry nie. Hy sê eenvoudig, maar die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus, die krag van God en die wysheid van God, want wat dwaas is by God, is wyser as die mense, wat swak is by God, is sterker as die mense. Want let op julle roeping, broeders, julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges nie, nie baie edles nie. Maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam, en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam, en wat onedel is by die wêreld, en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is tot niet te maak. Waarom het die Here nie by Herodes se paleis gaan stilstaan, en sy dogter hierdie boodskap kom gee nie? Want die Here sê, luister, ek word nie beïndruk deur jou rykdom nie. Alles behoort in elk geval aan my. Ek sal na die nederige, ek sal na hierdie nederige Maria kom, en dan die antwoord, vers 29, sodat geen vlees voor hom sou roem nie. Ek hoop nie jy roem in jou redding, asof dit jou goeie keuse was nie. Ek hoop jy roem in jou saligmaker, Jesus Christus. Vers 30, maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Daarom soos geskryf is, die wat roem moet in die Here roem. Wat lees u in die hele lofgesang van Maria? Hoeveel keer verheug sy haar in haarself? Promoveer sy haarself? Is sy die la-di-da ene wat nou sê, ho, ek is begenadig deur God. Watch out for me. Wat sê die jong mense? Watch this space. Dis hoe siek ons geraak het. Ons dink as God ons begenadig is, dit gaan nou oor ons. Leer uit Maria se lofgesang, dit gaan nie oor my en jou nie. Dit gaan oor hierdie God, wat hom in liefde oor hierdie vrou dan ook ontferm het deur hierdie seun te stuur, sodat sy ook die moeder kan wees van hierdie Christus. Voorlaaste gedagte, sy koninkryk het geen gelyke nie. Hierdie is 'n jong meisie, wat hierdie goed kwytraak. Hoe het sy dit reg gekry? Waar het sy gestudeer? Verseker nie by die plaaslike universiteit in Suid-Afrika nie. Hulle is so super liberaal, ek dink nie, hulle weet nie hoe lyk 'n Bybel nie. En as hulle die Bybel lees, probeer hulle dit verkeerd bewys. Mag die Here daar die teoloog besoek met sy toren, dat hulle kan bekeer, en hom ophou spot as die heilige God. As jy bekend staan as 'n teologiese fakulteit, dan is Theos die God van die Bybel, die een wat bestudeer word as die heilige voor wie die professor ook buig. Hy is nie beter as enige iemand anders nie. Hoor dit gebeur, sy koninkryk het geen gelyke nie. Lukas 1:51, hierdie jong meisie sê, hy het deur sy arm kragtige dade gedoen. Hoogmoediges in die gedagte van hulle hart het hy verstrooi. Maghebbers het hy van trone afgeruk en nederiges verhoog. Hongeriges het hy met goeie dinge vervul en rykes met leë hande weggestuur. Hoor gou,
Het u my aandag? Of het ek u aandag? Sy praat van die babiekie in haar maag. Ek lees weer vir u. Sy praat van die babiekie in haar maag. Hy het deur sy arm kragtige dade gedoen. Waarom? Want hy is die skepper, wat in die mensdom ingekom het ter wille van sondaars. Hy wat in die skoot van haar moeder was, het hoogmoediges in die gedagtes van hulle hart verstrooi. Maghebbers het hy van trone afgeruk en nederiges verhoog. Rykes met leehande weggestuur. Hierdie vrou het teologie verstaan hoor. Sy het teologie verstaan. Jesaja 9 vers 5, die profeet Jesaja, jy weet ek is besig in my kort oordenkings daarmee, ek gaan nou weer vir 'n paar weke daarmee aangaan, en dan gaan ons by die verhoudings uitkom, ek het nie vergeet daarvan nie. Vrouens herinner my, die mans herinner my, ons moet aangaan, né? Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer. Hy wat in Maria se skoot was, Jesus Christus, word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. So sy koninkryk het geen gelyke nie. Daardie kind in die skoot van Maria is hier die koning waarvan Maria praat en sy lof besing. Ek gaan vir 1 of 2 voorbeelde gee. Onthou jy vir die groot koning Nebukadneser? Hy was die koning van daardie magtige stad Babel. Hy het die wêreld regeer en koning Nebukadneser staan op sy stoep. Lyk my 'n stoep is 'n probleem. As jou huis 'n stoep het, gaan sit agter by die agterdeur of by die kombuistafel. Want toe Dawid op die stoep staan, toe sien hy vir Batseba. Toe hierdie man Nebukadneser op die stoep staan, sê die Bybel vir ons, dat aan die einde van 12 maande, terwyl op die koninklike paleis van Babel rondwandel, het die koning aangehef en gesê, is dit nie die groot Babel wat ek opgebou het, tot 'n koninklike verblyf, deur die sterkte van my vermoë en tot verheerliking van my majesteit nie. Terwyl die woord nog in die mond van die koning was, val daar 'n stem uit die hemel. Koning Nebukadneser. Nou praat God. Jy word aangesê, die koningskap word jou ontneem. En hulle sal jou uit die mensdom verstoot en jou woning sal saam met die diere van die veld wees. Hulle sal jou plante laat eet soos die beeste en 7 tydperke sal oor jou heen gaan. Presies die tyd wat Nebukadneser gras sal vreet soos 'n dier. Totdat jy erken dat die Allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens en dit gee aan wie hy wil. Hier loop Nebukadneser se diensknegte en hulle vra, wie loop daar in die gras en vreet gras soos 'n koei? En die een sê vir die ander, dis Nebukadneser. Nou waarom sal hy dit doen? En die antwoord is eenvoudig, wat Maria sê in hierdie lofgesang, hy sal die magtiges van hulle trone afruk. Waar's Alexander die Grote, sê vir my? Waar's Napoleon, sê vir my? Waar's Hitler, sê vir my? Hulle kom en hulle gaan. Hierdie God van hemel en aarde beskik, bepaal Maria sê dit, sy verstaan dit, sy glo dit, sy neem dit ter harte. Daarom kan ons leer uit haar lofgesang en ons verstaan wat Psalm 2 vir ons sê. Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle toue van ons afwerp. Hy wat in die hemel woon lag, die Here spot met hulle. Dan sy hulle aanspreek in sy toorn en sy grimmigheid, sy hy verskrik. Groot man slat sy vrou, verkrag sy kinders, syp, gaan mal. En die Here tref hom met kanker en hy lê daar in die hospitaal, 'n geraamtetjie, om vir hom te leer, jy mens is niks. Jy is niks. Maar daar is 'n God in die hemel, wat oor ons regeer. As God nie jou koning vandag is nie, is hy jou vyand. En ek wil vir jou sê, dis 'n vyand, waarvoor jy versigtig moet wees. Bekeer jou tot hom, nou is die welaangename tyd, daarom vier ons Kersfees 2022, die kind wat in die skoot van Maria is die een wat gebore sou word, wat sou sterf aan die kruis, wat sou opstaan, wat sou opvaar om weer sy koninkryk te kom vestig. Die Bybel sê vir ons in Lukas 1:53, honger is, het hy met die goeie dinge vervul en ryk is met leë hande weggestuur. Wat moet ons gesindheid wees? Matteus 5 vers 3. Salig
is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig beteken in die hoogste mate gelukkig, is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Dit klink heel anders as Joel Osteen se boek Your Best Life Now. As jy nie treur oor sondaars nie, is daar iets fout met jou. As jy nie baie keer benoud is oor jou kinders wat op pad hel toe is nie, is daar iets fout met jou. As ek nie hartseer is oor teoloë wat die grootste boosheid van kansels verkondig nie, is daar iets fout met my. Daarom sê die Bybel, salig as die wat honger en dors na die geregtigheid. Die Here kom en hy ruk magtiges van hulle trone af, en hy kom wys vir die groot en sterkes, julle is niks. Maar wat doen hy? Hy ontferm hom oor die nederiges. Ek sluit af die laaste gedagte, al die geslagte sal in hom geseënd wees. Nou moet jy onthou, Maria praat van die kind in haar skoot. Hierdie kindjie wat aan haar maag was, Maria sê, al die geslagte sal in hom geseënd wees, en Elisabeth het onmiddellik verstaan wat sy bedoel het. Dis net ons wat nog sukkel daarmee. Ons wat die volmaakte kanon het, ons sukkel nog daarmee, want ons is verlig. Nee, jy is nie verlig nie, Eskom werk nie meer nie. Kom by. Ons is juis in die duisternis, so donker soos Eskom Suid-Afrika maak, so donker is jou en my siel. Daarom het ons die lig van God se gees nodig, om ons harte te verlig. Al die geslagte sal in hom geseën wees. Kom ek lees vir u. Lukas 1:54, en hy het sy knegt Israel bygestaan, sodat hy aan sy barmhartigheid sou dink. Soos hy tot ons vaders gespreek het aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. As u vanmôre gered is u 'n begenadigde. Dan is u deel van die geestelike nasaad van Abraham. En as u wonder daaroor, kom ek bevestig dit vir u. In Genesis 12 roep die Here vir Abraham. U onthou, Abraham was by 'n konferensie, en toe preek die dominee, toe steek hy sy hand op. Toe sê die dominee, bid agter my die volgende gebed saam, en toe bid Abraham, toe sê die dominee vir hom, as jy genoeg geloof gehad het, is jy nou gered. Abraham, hier's vir jou 'n kaartjie, gaan huis toe, geseënd is jy. Nee. Abraham, saam met sy vader Tera, was 'n afgodedienaar. God sê vir hom, kom hier, ek roep jou, kom. En Abraham het gekom. Onweerstaanbare genade. Dis wat ek preek, dis wat ek glo. As God jou wil red, sal hy jou red. Hy sal jou breek. Hy sal jou buig, hy sal jou knak, tot jy jou knieë voor hom buig. Maar kom ons kom by Abraham uit. Die Bybel sê vir Abraham, gaan uit jou land, uit jou familie, uit jou vader se huis, met ander woorde, gaan uit hierdie sondige leefwyse van jou, na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën, en jou naam so groot maak, dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek, wat jou vervloek, en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Sê gou vir my, wat sing hulle onder die troon in Openbaring 5 vers 9? U is waardig om die boek te neem. U ken maar daai liedjie. En sy seels oop te maak, want u het ons met u bloed gekoop uit elke stam en nasie, volk en taal. Dan sing ons halleluja, halleluja, duur gekoop deur Jesus bloed. Dis presies die belofte wat die Here vir Abraham gegee het in Genesis 12, waarvan Maria sing in Lukas 1. Kom, ek gaan vir u wys hoe kosbaar een ek begenadig is in die Seun Jesus Christus, en hoe goed en sterk Maria se teologie was, omdat sy verstaan het hierdie Messias was die een wat gebore sou word. Galasiërs 3 vers 6 sê, net soos Abraham in God geglo het, en dit is hom tot geregtigheid gereken. Julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. En die skrif wat vooruit gesien het dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde, en jou sal al die volke geseën word, sodat die wat uit die geloof is geseën word saam met die gelowige Abraham. Maar die skrif het alles ingesluit onder die sonde, sodat die belofte uit die geloof in Jesus Christus aan die gelowiges gegee kan word. Hierdie gebed van Maria, of hierdie lofgesang van Maria, sluit af met die kersie op die koek, dat nie net sy 'n begenadigde is nie, maar dat almal wat in Christus gered word, begenadigdes is, soos die gelowige Abraham dan ook. Ek wil Maria se lofgesang en gebed opsom in hierdie paar woorde, dan sê ek amen.
Paulus kom in Romeine 11 vers 33 en hy sê oor die diepte van die rykdom en die wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik sy weë. Ek wil u vra, wie sou so iets uitgedink het, soos het ons vanmôre van in die Bybel gelees het? Nie 'n mens nie. Vers 34, want wie die gedagte van die Here geken, of wie het God ingeroep om sy raadsman te wees? Of wie het eers iets aan hom gegee, dat dit hom vergeld moet word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Maria se lofgesang is vol teologiese waarhede, dis vol treffende, kosbare Bybelse beginsels, wat ons begelei van hierdie kindjie, wat gebore word in die stal in Bethlehem, tot die een wat gesterf het aan die kruis, om vir my en jou redder te wees. Ek vra jou vanmôre, is hy vanmôre jou redder, of is hy nog jou regter? Kersfees 2022 kan 'n besondere dag in jou lewe wees, wanneer jy kom kniel by die kruis en sê, Here, hier is ek. Sondaar, red my uit genade. Kom ons bid saam. Vader, ons bid dat U deur U woord en gees ons harte sal versterk, vir ons nader sal trek aan U self, sodat ons Here in U bly kan wees, as ons redder, as ons verlosser en ons saligmaker. Seën nou deur U gees ons samesyn, wanneer ons U dood herdenk, en Vader, word verheerlik in ons midde. Want U het 'n besondere belang by U kinders. En hierdie besondere belang is om hulle te seën met al die geestelike seëninge in die hemele in Christus, sodat ons 'n seën vir ander kan wees. Dankie vir die lofgesang van Maria. Mag dit in ons ore weer klink, tot die dag dat ons U in U heerlikheid sien soos U is.